Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Die eerste kwartaal is byna verby en ons is alweer vinnig op pad na Paasnaweek toe, die oordenking en die viering van Jesus se kruisiging en opstanding. Vandag gaan ons fokus op een van die belangrikste momente op Jesus se lydingsweg, naamlik sy doodstryd in die tuin van Getsemane. Ons openingsgebed is vanoggend in die vorm van 'n lied. Open our eyes, Lord. Kom ons raak stil. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Vriende, ons skriflesing is Matteus 26 vers 36 tot en met vers 39. Jesus in Getsemane. Daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam Getsemane en hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil." Ons lees net tot sover. Liewe broer en suster, liewe vriende, dit was die bekende Franse wetenskaplike en filosoof Blaise Pascal wat jare gelede geskryf het: "Soos Adam was Jesus ook in 'n tuin. Adam het homself en die hele menslike geslag in die paradystuin prysgegee aan die verderf. Maar Jesus het in 'n tuin van pyn die hele menslike geslag gered en homself prysgegee." Treffende woorde wat vir ons so iets vertel van die pyn en lyding, die geweldige stryd wat Jesus in Getsemane moes deurmaak. Ons praat vandag oor dit wat alles daar in die tuin van Getsemane gebeur het. Maar vriende, kom ons fokus net eers ter wille van 'n bietjie agtergrond op hoe die tuin van Getsemane daarna uitgesien het en hoe dit vandag daar lyk.
Vriende, die tuin van Getsemane was 'n plek waarheen die Here Jesus dikwels gegaan het. Die Bybel sê dat dit 'n plek is wat Jesus volgens gewoonte na gegaan het. Volgens Johannes 18 vers 1 was die tuin aan die voet van die Olyfberg, net oorkant die Kedron spruit. En hier, teen die lae hang van die Olyfberg, was 'n tuin vol olyfbome. En vandaar ook die betekenis van die naam Getsemane, wat letterlik beteken oliepers of oliekelder, waaruit ons kan aflei dat daar olywe daar gepars is. Hulle sê heel waarskynlik in 'n grot wat daar was. Nou is dit verder interessant dat daar vandag in die moderne tuin van Getsemane 3 kerke aangetref word. En ek wys vir ons graag 'n paar foto's. Eerstens is daar die sogenaamde grafkerk van Maria, want volgens die Oosterse ortodokse kerktradisie is Jesus se moeder hier in die tuin van Getsemane begrawe. En dan staan daar vandag 'n tweede kerk, die kerk van Maria Magdalena, Church of Mary Magdalene, 'n Russiese ortodokse kerk wat opgedra is aan Maria Magdalena, wat ons weet 'n getroue volgeling van Jesus was en wat 'n groot rol in sy en ook die disippels se lewe veral met versorging gespeel het. En dan is daar ook nog 'n derde kerk opgerig. 'n Kerk wat bekend staan as die kerk van alle nasies, omdat baie lande klaarblyklik bygedra het tot die boukoste van hierdie kerk. En dit is baie interessant dat daar binne in hierdie kerk van alle nasies 'n rots is, wat die rots van die doodstryd genoem word. 'n Moontlike rots waar Jesus gaan bid het en sy geweldige stryd gevoer het. Ook in hierdie kerk is daar van die vloer tot die plafon pragtige mosaïekwerke aangebring van onder meer Jesus se gebedsworsteling, Judas se verraad en ook nog ander goeters. En vriende, dan bestaan die moderne Getsemane, afgesien nou van hierdie 3 kerkmonumente, ook vandag nog uit 'n tuin met baie olyfbome. Dit alles net so 'n bietjie ter agtergrond. Kom ons gaan nou weer terug na die woord. En ons fokus op die geweldige stryd wat die Here Jesus daar in die tuin van Getsemane moes deurgemaak het. Vriende, hierdie laaste besoek van Jesus aan Getsemane was beslis nie vir hom 'n maklike een nie. Dit het plaasgevind na die laaste Paasmaaltyd. Met ander woorde, dit was net na middernag. En dan lees ons in ons teksgedeelte hoe swaar Jesus se gemoedstoestand was toe hy en sy disippels daar in Getsemane aangekom het. Vers 37 en vers 38. Hy het vir Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saamgeneem. Toe het hy bedroef en beangs geword en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my." Broers, is dit die feit dat Jesus geweet het wat op hom wag, die wrede kruisdood en ook die aanslag van die bose in hierdie uur op hom. In die evangelie van Lukas sê Jesus dat die tyd van die duistere magte daar is. En daar was natuurlik ook ander bydraende faktore, soos die feit dat hulle nie saam met hom gewaak het nie, die verraad van Judas en ook ander disippels, die ander disippels wat hom in die steek sou laat en weghardloop, weggevlug het. Hierdie dinge het waarskynlik alles bygedra tot hierdie geweldige worsteling, sy doodstryd in Getsemane, wat hy na sy mensheid moes deurmaak. Want ons moet nooit vergeet nie dat Jesus ook 'n menslike natuur gehad het, al was hy die seun van God. Vriende, ons kan ons nie regtig indink wat Jesus alles in daardie nag moes deurgemaak het nie. Lukas skrywe dat hy in doodsangs geraak het
en dat sy sweet soos bloeddruppels geraak het wat op die grond val. Lukas 22 vers 44. So erg en intens was Jesus se stryd dat sy Vader 'n engel uit die hemel gestuur het om hom in hierdie uur te versterk. Vriende, en dit bring vir ons dan by die gebed wat die Here Jesus in hierdie geweldige krisisuur gebid het. Ons lees hoe dat Jesus gebid het: my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Broer en suster, wat 'n treffende en onselfsugtige gebed. Jesus was ten volle bewus van die geweldige lydensbeker wat hy binnekort sou moes drink. Die spot en die hoon en die geselslae en uiteindelik die wrede dood aan die kruis. Maar hy deins nie terug nie. En hy berus in die wil van sy Vader. Professor E.P. Groenewald stel dit in sy kommentaar oor die evangelie van Markus baie goed wanneer hy skrywe: as seun van die mens tree hy die worstelstryd binne, maar as seun van God bly hy getrou aan die wil van die Vader. Nie minder nie as 3 maal sou Jesus in afsondering gaan bid het. Ons het maar gelees van die eerste keer, die eerste maal, maar dit sou nog 2 maal gebeur het. En toe hy vir die 3de keer terugkom, toe was daar kalmte in sy gemoed. As vrug van hierdie bittere gebedsstryd was hy op daardie stadium volkome toegerus om sy roeping as middelaar en verlosser uit te voer soos God dit vooruit bepaal het. Vriende, ons almal bevind ons ook van tyd tot tyd in omstandighede van benoudheid. Mag ons dan ook weet en onthou dat ons in sulke tye ook na God kan gaan en moet gaan, en dat ons harte in gebed voor hom kan gaan uitstort. Die Here nooi immers ook vir ons: roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Psalm 50 vers 15. Ek en jy word in ons dag van benoudheid uitgenooi om met ons probleme en ons krisisse in die gebed na ons hemelse Vader toe te gaan. Vriende, ons kan natuurlik nie ons aardse stryd en lyding, hoe groot dit ook al mag wees, natuurlik nooit vergelyk met die geweldige doodstryd wat Jesus in Getsemane moes deurmaak nie. Maar ook wanneer ons soms erge beproewing en lyding beleef, kan en moet ons ook weet dat God ook vir ons sal versterk, nie in die steek sal laat nie. Luister weer hoe beloof hy sy bystand aan ons in moeilike tye. Moenie bang wees nie. Ek sou vir ons heelwat beloftes in hierdie verband kon lees. Ek lees vir ons maar een. Hoe die Here sy bystand vir ons in ons moeilike tye beloof. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas en met my eie hand red ek jou. Jesaja 41 vers 10. Ook in ons stryd sal ons heerlike versterking ontvang. Dis 'n belofte van die Here waarmee hy ons wil bemoedig. En as baie sulke beloftes soos ek gesê het in die Bybel. Maar broer en suster, ek wil graag vervolgens uitkom by wat ek wil noem God se groter plan. Sonder enige twyfel het Jesus geweet dat sy lydensbeker deel was van God se groter plan, God se verlossingsplan vir die mensdom. God het sy seun na die aarde toe gestuur as die groot versoeningsoffer vir ons sonde. En dit het Jesus as seun van God sonder enige twyfel geweet. Daarom sien ons ook hoe dat hy hier in die tuin van Getsemane vir Petrus gekeer het, as ons nou so 'n bietjie verder sou lees, toe Petrus hom vir Jesus verdedig het, en as hy swaard gegryp het en hy Malchus
die diensknegt van die hoëpriester, sy oor afgeslaan het. Jesus keer vir Petrus om te veg, want Jesus weet dat hy gekom het om as offerlam te sterwe. Om die waarheid te sê, Jesus stel het duidelik daar, dat sy Vader hom dadelik met 12 legioene van engele te hulp sou snel, as hy dit sou wou hê. Maar dit sou nie nodig wees nie, want hy weet, daar is 'n groter plan, 'n hoër doel aan sy koms na die aarde. En daarom sê hy direk na hierdie moontlikheid wat genoem word van die engele hulp uit die hemel, dan sê Jesus, maar hoe sal die skrif dan vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur? Vers 54. Jesus het geweet van God se groter plan en hoe die dinge moet gebeur. En daarom het hy sy Vader ten volle vertrou en gehoorsaam, al sou dit sy lewe kos. Vriende, soms kan God dalk ook in ons lewens 'n ander en 'n groter plan hê, wat ons nie altyd kan raak sien of verstaan nie. Dan moet ons ook weet om God se groter plan, God se beskikking, God se uitkoms te vertrou, as dinge dalk sleg lyk en dalk nie loop soos wat ons dit beplan het nie. God se weë, sê die Bybel, is nie ons weë nie, en sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Maar God weet wat hy doen en ook hoekom hy dit doen en hoekom hy ook dinge in ons lewens toelaat. Dit bring vir ons by die laaste gedagte, en dit is naamlik dat Jesus se lydensbeker alles ter wille van ons was. Jesus se doodstryd in Getsemane en sy uiteindelike kruisdood was alles deel van God se groot reddingsplan om vir jou en my redding, verlossing te bring. Hy was God se groot offerlam, God se offerlam wat in gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader die volle lydensbeker moes drink, om vir ons verlossing van ons sonde te bewerkstellig. Soos die profeet Jesaja dit reeds jare voor Jesus se geboorte so treffend geprofeteer het. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja 53 vers 5. Jesus se lyding en sterwe, liewe vriende, was inderdaad 'n plaasvervangende lyding, om sodoende ons sondeskuld voor God weg te neem, sodat ons deur die geloof in Jesus vergifnis van sonde en die ewige lewe kan ontvang. Vriende, kom ons neem dan ten slotte 'n oomblik van stilte, waarin ons elkeen nadink oor die feit dat sy lydensbeker eintlik my en jou lydensbeker was, wat hy gedrink het om vir ons verlossing te verkry. Daar's 'n lied wat sê, ja, ek kos hom die slae, die smarte en die hoon. Vir my was daar die wonde, vir my moes hy daar staan. Hy moes vir al my sonde die bittere kruisweg gaan. Kom ons elkeen neem dan 'n oomblik van stil gebed om die Here Jesus te loof en te dank vir die lydensweg wat hy vir ons geloop het. En daarna sal ek vir ons met 'n gebed afsluit. Dankie Vader, dat U ons nie in ons sonde nood gelos het nie, maar dat U Seun
as offer vir ons sonde gegee het. Here Jesus, dankie vir die lydensbeker wat U bereid was om in ons plek, in my plek, te drink. Jesus, dankie vir die doodstryd wat U in Getsemane vir ons deurworstel het en dat U nie teruggedeins het nie. Dankie dat U gehoorsaam was aan U Vader, dat U gehoorsaam was tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom, Here Jesus, eer ons U en aanbid ons U as God se offerlam, die lam van God wat gekom het om die sonde van die wêreld weg te neem. Here Jesus, ons aanbid U as ons saligmaker en ons verlosser. Amen. Vriende, ons slotlied, Dani Botha, met elke druppel bloed het hy betaal. En vriende, daarmee groet ek ook vir julle. Gaan lewe 'n lewe van dankbaarheid vir jou sondelas wat Jesus op hom geneem het en vir die geweldige lydingsweg wat hy vir jou en vir my geloop het. My vriend en vriendin, vrede vir jou. Met elke druppel bloed op Golgotha het hy ons in sy hart en siel gedra. Sonder woorde, sonder haat of vraag het hy ons sondelas gedra. Gehoorsaam aan sy Vader hang hy daar, vir elke mens, vir elke lasteraar. Deur die pyn het hy gebid vir ons, dat sy Vader ons verdra. Jesus het die prys betaal, met sy bloed koop hy die volgetal. Saam met mense kinders wil hy leef, hy het al ons skuld vergeef. Met elke druppel bloed op Golgotha het hy ons in sy hart en siel gedra. Sonder woorde, sonder haat of vraag het hy ons sondelas gedra. Hoor jy die hart van die Vader? In liefde word sy hande uitgehou. Ja, hy sê ek wil nie sonder jou. Jesus het die prys betaal. Liefde het die handel uitgehaal. Saam met mense kinders wil hy leef. Hy het al ons skuld vergeef. Met elke druppel bloed op Golgotha het hy ons in sy hart en siel gedra. Sonder woorde, sonder haat of vraag het hy ons sondelas gedra. Sonder woorde, sonder haat of vraag
het hy ons sonde las gedra.